Baie goeiemôre almal. Mag julle die samekoms geniet en iets berei die week vorentoe. Ons leef in 'n moeilike tyd. Hartlik welkom op die kansel. Hy is uitgehelp vir die jaar, omdat sy jaarverlof weg was. Hy is 'n afgetrede Amerikaan. Sien uit na jou boodskap. Waar is ons predikant? Sy afhaling het hulle gebruik om saam met staan 28.000 ander fietsryers in Kaapstad fietstoer deel te neem. Hele paar van ons gemeentelede weet ek is ook daar. En ook ons administratieve hande, Lana, iets gehoor dat dit is omtrent nou haar 20ste deelname. So ons dink aan hulle almal en dit vir hulle veilige terugkeer na die wedren. Ek gaan nie al sê al wat om julle afkondigings is, die lesterug, is ons by die deur beskikbaar. Ek met groot dankbaarheid kan ons uitlig daai spesiale daagvanoggend. So ek kyk na daai kolonne daar, die belangrike een is die groene, en ons het 'n paar keer gevra, afgelope maand of 2, en julle het mooi gereageer. Baie dankie aan ons kerkraad, aan ons finansiële kommissie. Ook vir die getroue bydraes in die loop van die jaar. Baie dankie daarvoor. Dit hou ons aan die gang. En stel ons in staat om al die belangrike take te kan verrig dat die gemeente doen. Hoogtepunt van hierdie week is hopelik ons projektdag, komende Saterdag. Daar is al baie afgekondig daaroor. Vestig die aandag net op een punt, en dit is dat hulle nog graag julle vooraf bestel, waar jy lekker eetgoed as jy kan, en julle kans tot Woensdag middag 5:00. En dan wat nie op julle huisdruk is nie, is volgende Sondag is daar weer die kwartaallikse koekverkoping van die getuienisbediening. Dus kyk in die saal by Maasie Koffie. Nou julle tuintjies, maar as julle nie het nie, dan is 'n snap scan en 'n kaartmasjien ook beskikbaar. Ons sien julle graag daar. Dit is natuurlik vir ons getuienisbediening se fondse. Dankie. Goeiemôre.
as jy voorvat deur die gemeente, mag dit 'n mooi, gesonde jaar wees. Dit is ongelukkig in die enigszins die jare wat ek nou ken in die gemeente, wat ek nou van gehoor is, so die rest moet julle maar self uitvoer. Nou moet ek eers 'n bietjie verskoning maak. Ek het die voorsaak gekry en ek het dit nie op die slide gesit nie. So dit is my skuld, so ek is nou baie jammer dat ek julle in die steek gelaat het vanmôre. Sy moes nou harder werk vir 'n halfuurtjie vanoggend. En baie jammer aan elkeen van julle wat dalk julle stem opgewarm het vir die singery. Dat dit vergeefs was, so dit kom uit in die ander liedere wat ons gaan sing. Dit was my domheid dat ek nie die voorsang op die skyfie vertoning gesit het nie. Hulle sê dat is altyd iets om vir dankbaar te wees en ek kan eerlik sê ek is vanoggend so dankbaar dat ek nie 'n fiets teen 'n heuwel hoef uit te draai. Ek is so dankbaar dat ek eerder hier is vanmôre as ergens op 'n fiets teen die berge op. So, mag die Here ons saam is vanmôre seën. Ons gaan vandag ons het die begin van die jaar wat hier was, so aan die einde het ons gepraat oor alles wat ons in die ou jaar ons agterlaat. Die van julle wat nou nie was nie, ek kan die preke herhaal nie, dis gerus. Alles wat in die verlede wat ons agterlaat en ek dink al by die eerste Sondag van die nuwe jaar het ons gepraat oor alles waarna ons moet uitreik in hierdie jaar en alles wat voor ons lê en hoe ons na die jaar voor ons moet kyk. En vandag gaan ons 'n bietjie na iets anders kyk. Ons gaan vandag kyk na vandag. So ons het nou die verlede gedoen, ons het die toekoms gedoen, maar vandag gaan ons 'n bietjie stil staan net by die teenwoordige, die huidige, die oomblik van die dag. En ek wil vanmôre graag hierdie geleentheid begin, hierdie diens begin met 'n aanhaling uit Psalm 118, daar vers 22 tot 24, waar die skrywer sê, ek wil Here met hierdie stukkie baie mooi gedagte hou, want hy gaan herhaal in die hele diens. Die lied, ons gaan net een lied sing vanmôre. Ons gaan hom 3 keer sing, verskillende dele van dieselfde lied. Psalm 118. So, julle gaan vanoggend baie van Psalm 118 hoor. Ons sal later op die preek ook weer by my kom, maar ek begin nou met hierdie woorde uit Psalm 118. Die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Daar is 'n uitnodiging wat gerig word vanoggend aan elkeen van ons. Kom na hom toe. Die lewende steen. Dis Petrus wat hierdie selfde Psalm aanhaal op sy eie manier, daar in Petrus. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle vanoggend as 'n lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees, geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus God welgevallig is. Daarom staan daar die skrif, kyk ek lê in Sion hoofklip, uitverkies vir ereplek, wie hom glo word nooit teleurgestel. Vrede vir jou vanoggend van hierdie lewende steen, wie ons vertroue plaas en wie ons nooit teleurgestel word. Kom ons sing dan die eerste deel van ons lied, Psalm 118, van ons die eerste, die 4de versies saam sing. En ek wil hê julle moet baie mooi na die woorde kyk van dit wat ons sing. Die wyse is nie so belangrik as die woorde nie. Kyk asseblief na die woorde, want dit teken vir ons 'n bietjie agtergrond oor wanneer ons uiteindelik by die boodskap uitkom. Kom ons staan en sing hierdie. Oh,
6 is Moses besig om met die volk te praat en dan sê hy vir hulle hierdie woorde, hy sê luister Israel. En dis die woorde wat Jesus ook dan later weer vir ons sê in die Nuwe Testament en dan gevra word wat sy groot gebod. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel, met al jou krag. En dan sê Moses 'n baie belangrike ding, en dis miskien iets waarop ons moet bly volg. Hierdie gebooie wat ek vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders, en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is, en as jy op pad is, en as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurposyne en op jou stadspoorte. Verootmoediging is meer as net berou en belydenis oor my onvermoë om die Here se gebod te onderhou. Dis nie genoeg vir 'n klein seun. En hy is 6 en hy vat kanse. Hy is baie lief om storie te kyk op die selfoon. En sy ouers het vir hom beperkings gestel op hierdie storie kyk. En toe vang sy ma nou uit, omdat hy nou gekyk het sonder om te vra. En toe sê hy baie jammer. En dis toe nou reg. En toe nou het hy later toe vang sy ma weer uit. Want toe het hy weer gekyk sonder om te vra. En toe sê hy weer baie jammer. Toe moet sy ma met toe gaan sit en hom sê, luister, as jy een keer jammer sê, is dit een ding. Maar om elke keer jammer te sê vir dieselfde fout wat jy maak, naderhand dan raak het 'n bietjie eierop. Naderhand het dit nie meer die betekenis. Naderhand sit hulle mense om dit te glo, as jy sê jy is jammer. Verootmoediging vir die Here is nie om net elke keer hier op sit en te sê, Here, ek jammer, ek kry nie dit reg, jammer, ek kon nie dit doen, jammer, ek is ongehoorsaam, jammer, ek is nie toegewy, jammer, ek is, dis nie genoeg om net jammer te wees. Verootmoediging veronderstel, saam met berou, verootmoediging en berou veronderstel, dat ek 'n nuwe bekering beleef, dat ek omdraai maak is, en 'n nuwe pad begin loop. Dis nie, ek is jammer, en ek kan aan op dieselfde pad nie. Daar moes iemand het gesê, dat jy elke keer dieselfde ding doen, dan moet jy die ander resultate verwag. Die resultate gaan dieselfde wees, as jy aan om dieselfde ding te doen. Dis nie vir Here genoeg, om net elke keer te sê, jammer. Want om net jammer te sê, en ek hou aan om dieselfde ding te doen, begin haal vir die Here die boodskap gee, maar is dit opregte hart wat jammer sê? Of is dit net een wat beloskom van die gevolge? Iemand wat net die gevolge wil vryspring. So, miskien moet ons vanmôre hoor wat Moses vir die volk gesê het. Hy het vir hulle gesê, hierdie gebooie moet in julle gedagtes bly. En julle moet die hele tyd daaroor praat. Julle kinders, met ander mense, met jouself, met die Here. Hou aan om te praat oor sy gebooie. Dit moet wees soos 'n merk op jou hand. Nou die Jode het ons so 'n ding wat hulle omdraai en alles wat met 'n spesifieke ding op jou hand wat hulle herinner wanneer hulle bid. En hulle dra so op 'n voorkop, letterlike ding op 'n voorkop om hulle te herinner. En julle onthou met die Pasga het hulle die bloed aan die deurposyne geverf in Egipte. Dit was op die deurposyne gewees. En Moses moet sê vir hulle, luister, enige manier wat jy kan gebruik om jou die hele tyd bewus te maak en die hele tyd te herinner aan die gebooie van die Here, doen dit. As dit nodig is dat jy op jou hand met 'n pen skryf, dan doen jy dit. As dit nodig is dat jy een of ander iets aan jou lyf dra, of dit op jou voorkop is, wat vir ons 'n bietjie awkward kan
in ons samelewing, wat vir die Jode nou nie snaaks soos jy, maar vir ons kan dit ook al slags lyk, as jy so die strate loop, iets op jou voorkom. Maar as jy iets in jou lyf kan sit om jou te herinner, iets om jou nek kan hang om jou te herinner, as jy iets in jou yskas kan sit om jou te herinner, of iets teen 'n muur plak in jou studeerkamer om jou te herinner, enigiets wat jy kan doen om jou te herinner aan die gebooie van die Here. Dat ek ook lief hê met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, al my krag is in hart. En dat ek my medemens moet lief hê soos ek myself. Dis verootmoediging. Dis verootmoediging om dit ernstig op te neem. Om in elke situasie dit te gebruik, as ek herinner word daaraan, om dit toe te pas. Soos 'n nuwe bekering, wanneer ek voor die Here myself verootmoedig. So, kom ons dink 'n bietjie dieper vanmôre oor ons verootmoediging en oor die gebod van die Here. Kom ons sing terwyl ons so sit, vers 5 op Psalm 108. Here, dit is hierdie versoening wat ons vanmôre vas wil staan. In hierdie verlossing, in hierdie vergifnis, in hierdie vrede, wat U alles bewerk het uit U groot liefde,
deur die groot genade, met die uitstorting van die groot barmhartigheid, met die menswording in Jesus Christus. Ons staan oorweldig deur die goedheid en die guns. Ons staan oorweldig, Here, wanneer ons dink aan waar ons vandaan kom, wie ons was, en hoeveel van hierdie wêreld steeds hulle rug op die keer wegdraai van die af, die belasting en verwerp, as nie goed genoeg nie, as nie volgens hulle standaarde en hulle behoeftes en begeertes nie, as nie wat die sin maak nie, wat nie beïnpas by logika en rasionele denke soos mense daar oordeel nie. Daarom, Here, staan ons leef ons in 'n wêreld vanmôre wat in chaos verkeer. En ons sien dit op die nuus en ons hoor dit oral, Here, dat die wêreld nie so brood nodig het en tog niks van die wil weet nie. En dan is dit vir ons kosbaar vanoggend om hier te wees, om te weet ons behoort aan U. U het ons met U versoen. U het aan ons die lewe gegee. U het aan ons 'n nuwe hoop geskenk. U laat ons na die toekoms kyk met ander oë. U laat ons met ander oë na hierdie dag kyk. As ons nou stil word en die woord oordink, mag U daarin behaal vind. Mag U naam daardeur geheilig word. Mag U koninkryk daardeur kom. En mag U wil in ons lewens geskied. Amen. Ons lees in Handelinge 4, daarvan vers 8 tot 12 toe. Paulus is besig om die raadslede Sanhedrin te praat. En dan sê hy vir hulle, begin daar met die woorde toe Petrus, het ek gesê Paulus, ek raak allemaal met die mekaar mense. Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees vir hulle gesê, aan die woorde, dis die vertrekpunt. Petrus was nie op pad met slimmighede nie. Petrus was vol van die Heilige Gees. Hy was so in God se hande op daai oomblik, dat die Here deur hom kon praat met hierdie klomp mense. Dan sê hy vir hulle raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man wat ooit gesond gemaak is. Julle almal en julle volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeer is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar's geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word. Petrus en Johannes was besig om vir die mense van Jesus te vertel. Van God se liefde, van Jesus se werk aan die kruis, en die verlossing wat hy bewerk het, en die versoening wat hy gebring het. Dan word hulle natuurlik gevange geneem, want die raadslede verwag dat hulle besig is om opstaan te stook, so hulle word gevange geneem en hulle word nou voor die raad verhoor. En hierdie wat ons hier lees is Petrus se reaksie op die aantuigings wat gemaak is teen hulle. En as Petrus hierdie woorde vir hulle gesê het, en hy haal, soos julle gesien het, haal hy ook daar 'n stukkie aan uit Psalm 118, dieselfde oor die klip van die hele aan rig beskuldiging aan die fariseërs en die skrifgeleerdes en die raadslede. Hy sê die klip wat deur julle afgekeer is. Jy is hy die belangrikste klip in die gebou geword. Nou sê die raad bietjie met 'n dilemma, hulle weet nie wat om te doen nie, want Petrus en Johannes het nou baie mense al opgewonde oor die boodskap wat hulle bring, so dat hulle kan nie nou sommer net hierdie ouens iets aandoen nie, want dan is daar wel werklike opstand
teen hulle gesag. So hulle sê vir Petrus en Johannes, hulle mag nie oor Jesus praat. Hulle kan vry uitgaan hierso, maar hulle mag oor Jesus praat. En dan is Petrus se reaksie, en ek het dit nie aangehaal nie, maar Petrus se reaksie is soos Martin Luther se toe die Romeinse kerk om voor hulle gedaag het. Hy het gesê, dit kom daar weer my woorde, maar dit is waar sy woorde neerkom, dus ek kan nie anders doen. Hy sê vir die hoofde, hy sê, julle moet nou besluit om die mense die eerste gehoorsaam wees, maar ons kan nie anders doen. Ons kan nie anders as om oor Jesus te praat. So hy sê voor die tyd al vir hierdie mense, daar is 'n manier dat ons gaan luister wat hulle vir ons sê, ons gaan gehoorsaam wees aan hierdie dreigement. Nou hierdie aanhaling wat hy hierso maak uit Psalm 118, die feit dat hy dit hier doen en dat Jesus dit op 'n ander plek doen, bind Psalm 118 op 'n manier aan Jesus en aan die werk van Jesus en aan wie Jesus is. Hierdie steen wat deur die bouers afgekeur is, maar wat uiteindelik die hoeksteen word van die gebou wat God bou. Dit dui heel op lering en op sy leiding en op sy sterwe opstaan. Ons sien reeds in Psalm 18 dat hy die mense afgekeer is. Hy is nie goed genoeg nie. Hy het nie die regte stamboom gehad nie. Hy het nie die regte afkoms gehad of opvoeding gehad waar hy groot geword het. Hy het nie die regte boodskap gehad nie. Die boodskap was volgens hulle kettery en laster. So niks, hy het nie gepas in hierdie gebou nie, wat hulle besig was om te bou nie. Maar God het hom uitgekies as die hoeksteen, die belangrikste klip in die gebou. Efesiërs 2 vers 20 tot 22 sê, julle is 'n gebou wat opgerig is, dan praat hy nou met die kerk. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Met ander woorde, as julle het al preek gehoor oor 'n hoeksteen en die belangrikheid van 'n hoeksteen en hoe dit die hele res van die gebou uiteindelik bepaal of alles haaks is en of alles reg is. So ek gaan nie weer oor die hoeksteen praat nie, maar die hoeksteen is hierdie ongelooflike belangrike klip wat gelê is in daai tyd, sodat die res van die gebou haaks is, sodat die res van die gebou sterk en stewig sal staan. Ons is daai gebou. Ons is die tempel waarin God wil woon. Maar daar's 'n belangrike versie wat bykom. Julle sal hom onthou toe ons letter begin het. 'n Belangrike versie wat bykom in Psalm 108. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Dit was God wat bepaal het dat daar 'n dag sou wees wat Jesus aan die kruis hang. Dit was God wat bepaal het dat daar 'n dag sou wees waar die graf leeg is. Dis God wat bepaal het dat 'n dag sou wees dat Jesus na ons sou terugkeer, en dis God wat bepaal het dat 'n dag sou wees wanneer hy weer kom. God bepaal elke dag. En hierdie Psalm 118 is oorspronklik geskryf in 'n konteks waar Israel bedreig word, waarskynlik deur die vyand so baie kere maar weer by die stadspoorte gelê en afvalling, op pad om in te val op iets. So dis 'n konteks van bedreiging. Dit het ook heen gewys na Israel se slawerny en gevangenskap waarin hulle verkeer het in Egipte. So daar's 'n spesifieke, dit het verwys na 'n spesifieke dag van redding en verlossing. Dit is ook die laaste van die lofpsalms in die psalmboek. En dit word dan nou gesing tydens Paasfees en Loofhuttenfees. Juist wanneer dit gaan oor hulle redding uit Israel. Uit Egipte uit. So dit gedenk God se verlossing uit die slawerny uit Egipte
van baie vyande wat deur die eeue by Israel se poorte gelê het en inval. En vir wie Israel opgewas was in hulle self en maar God wat elke keer 'n uitkoms gegee het. Elke keer vir hulle redding geskenk het. En dit verwys dan ook uiteindelik na Israel wat in ballingskap weggevoer word en uiteindelik daaruit bevry word en kan terugkeer na hulle land. So die tema van die Psalm, net soos die tema van Jesus se lewe hier op aarde, net soos die tema van God se werk met ons, is van nood en redding en dankbaarheid. As jy Psalm 118 gaan deurlees, wat ek ook nie gaan doen by die huis, as ons plaas hierso, sal jy sien, dit gaan oor Israel wat in nood verkeer, dit gaan oor God wat hulle red, en dan die dankbaarheid waaraan hulle is daarvoor. Die opgewondenheid, die jubel en juig daaroor, dat God hulle uit hulle nood gered het. Dit sluit ook aan by die Heidelbergse katekismes, wat sê daar 3 dinge om te weet as jy salig beleef en sterwe. Ja, as jy nou salig beleef en sterwe, moet jy weet hoe groot jou sonde is, het kan oor hoe groot jou nood is, en wat 'n groot gemors hier is. Dit is eintlik om ons taal dit uit te druk. Die tweede ding wat jy moet weet is, hoe kan ek hiervan gered word, of verlos word? En die derde ding wat ek moet weet is, hoe moet ek hiervoor dankbaar wees? Hoe moet ek dankbaar leef vir hierdie verlossing, wat God vir my bewerk? So daarom haal Paulus, tenminste Petrus, en Jesus, en Paulus uiteindelik in die Psalm aan. En daarom sing Christene dit nog deur al die eeue. Daarom sing die Jode dit nog deur al die eeue. Maar ek wil hom 'n stapie verder vat. Want ons het nie meer 'n spesifieke dag nie. Ja, ons vier Paasfees, ons vier ons feeste. Maar ons is in daardie Nuwe Testamentiese tyd, waar elke dag wat ons oë oopmaak, staan in die teken van God se verlossing en sy redding, van sy teenwoordigheid. Elke dag word aan ons gegee as 'n genadegave. Elke dag word ons wakker en weet ons, Jesus is Here. Jesus is Here van hierdie dag. En hy is Here van my lewe. Elke dag is ons verseker dat God by ons is, want hy het gesê, ek sal julle nooit begewe en nooit verlaat nie. As julle na die nasies toe gaan, ek is by julle al die dae, tot die volleinding van die wêreld. So elke dag word ons verseker dat God by ons teenwoordig is as ons, soos die psalmis so mooi skryf, ons rots en ons redding en ons krag. Elke dag word ons so wakker. Elke dag weet ons kan leef uit die oorwinning wat Jesus vir ons behaal het aan die kruis. Ons hoef nie terug te duis vir enige iets in enige dag. Ons hoef nie wanhoopig te raak nie, of moedeloos te raak nie, want ons weet elke dag leef ons uit Christus se oorwinning. Elke dag leef ons in die oorvloed van God se genade en sy barmhartigheid en sy grenslose liefde wat hy op ons uitstoot. Dan gaan nie 'n dag verby waar dit nie die geval is nie. Elke dag, as ek my oë oopmaak en opstaan, weet ek dit is waar. In hierdie dag gaan God se genade op my uitstoot. In hierdie dag gaan God barmhartig wees teenoor my. In hierdie dag gaan ek God se liefde beleef. Elke dag kan ons rus en vrede vind in hom. Maak nie saak hoe stywig die dag is nie. Maak nie saak hoeveel dinge daar op my beplanning is wat gebeur die dag nie. Dit maak nie saak wat ek nie dagelijks daar op my wag, daardie dag nie. Elke dag kan ek in hom rus. Kan ek in hom vrede vind. Kan ek net bewus wees tot sy vergifnis en sy verlossing en sy vryspraak. Hoef ek nie 'n las te dra, hoef ek nie onder skuldgevoelens gebuk te gaan. Elke dag, as ek my oë oopmaak en opstaan,
dan kan ek weet, daar is nie vandag enige versoeking wat oor my pad gaan kom, glo my, dit kom ons. Daar is nie vandag enige versoeking wat oor my pad gaan kom, waarvoor God nie vir my die krag sal gee om dit te oorwin. Daar sal nie vandag oor my pad 'n versoeking kom wat te groot is vir my om te hanteer. Dit sê hy vir ons baie duidelik. So elke dag kan ek weet ek gee uitkoms in my versoekings. Elke dag weet ek, sal hy alles wat met my gebeur in hierdie dag, sal hy ten goeie laat meewerk omdat ek hom liefhet. En omdat hy my geroep het. Elke dag sal alles wat met my gebeur, die goed en die sleg, sal hy ten goeie laat meewerk in my lewe. Elke dag vind ek in hom en in sy woord en in die baie beloftes en die baie versekeringe wat hy vir my gee, troos en bemoediging in my teëspoed en in my swaarkry. As hierdie dag vir my vol hartseer is, dan weet ek as ek my oë oopmaak vandag, en hierdie dag sal ek hom troos. As ek vandag teëspoed moet in die oë kyk, of uitdagings moet trotseer, dan weet ek in hierdie dag gee sy beloftes en sy versekering vir my die vrede dat ek sal oorkom, want hy die wêreld klaar oorwin. Elke dag. Moet jy vanmôre wakker geword? Wie van julle het vanmôre wakker geword met pyn? Dit is onmoontlik. Hier is te veel ou mense om my te sê julle het vanmôre wakker geword met pyn. Hoeveel mense het wakker geword met pyn? 'n heup, 'n rug, een of ander pyn ergens op jou lyf. En wat gebeur as jy wakker word met pyn? Is jou kop vol dadelik na die pyn toe gaan, is dit nie? En wie vanmôre wakker, wie het al wakker gelê in die nag? Oor 'n bekommernis. Ja, daar is mense wat wakker lê oor bekommernis. Wie van julle het al wanhoopig gevoel? Het gevoel, what's the use, soos my kinders sê. Wat is die sin? Ons het allemaal al by tye dit gevoel. So, dit is baie maklik om my oë oop te maak in die oggend as ek opstaan en op die verkeerde pad te beland. In die verkeerde denkraamwerk te beland. Dit is baie maklik om my oë oop te maak in die môre en die eerste ding waarop my kop gaan is my pyn en my probleme en die uitdagings van die dag en die bekommernisse waaroor ek wakker gelê het en noem maar al die negatieve goed op. Oor die toestand van die land, weet jy wat die meeste van ons nog as ons oog oopmaak. Party nog voor hulle oog oopmaak, dan druk hulle so knop hier ergens wat die radio aansit. Want hulle wil die 6 uur nuus of die 7 uur nuus op iets luister. En wat hoor ons oor daai 6 uur of 7 uur nuus? Van die ellendig in die land. En nog erger in die wêreld. En onmiddellik is my kop op die verkeerde plek. Hierdie versie moet vir ons sê, hierdie is die dag wat die Here gemaak het. Hierdie is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees oor al die baie redes wat ek net beveel gegee het. En glo my goed is, al daai redes is baie meer as wat die nuus vir jou kan negatief maak, of die pyn is wat jy kan verduur, of die probleme is wat jy moet trotseer. As jy van jou gedagtes rig op al hierdie dinge wat ek net voorgehou het, op Jesus as Here van hierdie dag, as verlosser en koning, as jy jou gedagtes dadelik gaan rig op God se teenwoordigheid, daar waar jy in jou bed lê, nog met jou oë toe voor jy oopmaak, die Here is hier by my, en dan gaan hy die hele dag by my wees as my rots en my redder en my krag. As jy daar voor jy jou oë nog oopmaak, as jy wakker word, net besef dat vandag kan ek in Jesus oorwinning lewe. Ag, en al die ander goed wat ek net gesê. Hoe gaan dit nie jou dag verander? Hoe gaan dit nie jou houding in daardie dag verander nie? Hoe gaan dit nie aan God eer bring nie? Want dit bring nie aan God eer
as ons dadelik op hierdie denke land van dit gaan sleg in die wêreld. Ons is wanhoopig, ons is moedeloos, ons is kwaad, ons is gefrustreerd, ons is bekommerd. Ons val vas. Dit eer God nie. En dit laat my nie beter voel nie. Om die waarheid te sê, van daarom is dit 'n afdraande pad. Party mense sê hulle voel beter na die eerste koppie koffie, en ek is een van hulle. As ek my koffie eers in het, sien ek kans vir baie meer. Maar as jy eers wakker geword het met die verkeerde denke, en jy spreek dit nie daaraan nie, dan is dit 'n afdraande pad die res van die dag. Maar die Here sê vir ons, hierdie, elke dag wat jy jou oë oopmaak, is 'n dag wat die Here gemaak het. Soos wat hy die dag gemaak het van ons verlossing in Jesus Christus aan die kruis. Soos hy die dag gemaak het van Jesus se geboorte daar in Bethlehem. Soos hy die dag gemaak het van Jesus wat opgestaan het uit die graf sodat ons kan lewe. Elke dag wat jy jou oë oopmaak, is 'n dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Wat sê die skrif nog oor vandag? Julle het dit daar gesien. Dit sê die Here se ontferming is elke dag nie. Elke dag as ek wakker word, dan weet ek die Here se ontferming in liefde en trou is nie vandag. Dit sê ons word oud, dit weet ons mos nou want ons word met die pyn wakker. Ons word elke dag ouer, ons liggaam word ouer. Ons is uiterlik besig om te vergaan. Maar innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Die Here maak jou vanmôre as jy jou oopmaak, maak hy jou nuut. Jou gees is nuut, hy lyk nie soos jou lyf nie. Psalm 59 sê daar, ek sal sing van die mag, elke môre sal ek jubel oor die trou. Want U is vir my 'n veilige vesting, 'n skuilplek in tyd van nood. Elke dag is hy die veilige vesting en skuilplek in tyd van nood. Maar hoe lyk hierdie lof en jubeling en blydskap? Want dit is nou nie net 'n lekker gevoel in tyd nie. Dis nie nou hierdie aansit van ek loop die hele tyd met hierdie grynsnag op my gesig deur die dag en ek ontken alles wat sleg is, wat gebeur, want ek moet ons nou vandag positief wees. Dis nie positiewe denke nie. Dis nie 'n vervalsing nie. Dis nie ontkenning nie. Ek weet mos dat ons slegte goed gebeur, party dae, en ek weet mos my lyf is seer. Hoe gaan ek nou ontken as my lyf seer? Die tyd mense wat ek probeer doen, weet ook kry hulle reg nie. Ontkenning kan jy nêrens bring nie. Dit gaan nie oor ontkenning nie. Dit gaan glad nie oor ontkenning nie, maar dit gaan oor 'n fokus. Dit gaan oor 'n fokus. Moet julle nie bekommer nie. Beywer julle eers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Die res sal hy uitsorteer. Die res van jou lewe, ook jou pyn, sal hy uitsorteer. Jou bekommernisse, jou probleme, jou uitdagings, hy sal dit uitsorteer. As jy eers fokus op sy koninkryk en op sy wil. Dit is om eintlik die Here in geloof te vertrou dat hy is wie hy sê is en gaan doen wat hy gesê het. Hy gaan doen. Dit beteken dat kom tot rus. Nie net fisies nie, almal van ons gaan slaap 'n bietjie in die middag na ete of ons gaan slaap in die aand te redelike billike nagrus. Dit gaan nie oor die fisiese rus hierso nie. Dit gaan oor die emosionele en geestelike rus. Ek kom hier tot rus. Want dis hoekom jy wakker lê in die nag. Want jy kom hier tot rus. Nou moet ons opstaan, naderhand en nou 'n pilletjie gaan drink. Om ons uit te sit, want ons kom nie hier tot rus nie. Om regtig te kan jubel en juig vir die Here vir hierdie dag, moet ek hier tot rus kom. My gedagtes moet tot rus kom. Ek
moet emosioneel en geestelik tot rus kom. Julle kan daai gedeeltes maar scan, die idee is dat ek almal van hulle gaan behandel. Maar die skrywer sê, elke keer daar, hy vind by God se rus. Hy kom tot rus wat die Here doen goed aan hom. Hy sien wat die Here doen, en daarom kom hy tot rus by die Here. Jesus het nooi ons, kom na my toe dat ek julle rus gee. En David sê dit so mooi, hy sê ek het rus en kalmte gevind soos 'n kindjie wat by sy moeder in vrede gevind het. Kom tot rus. Filippense 4 gee vir ons die mooiste beskrywing daarvan, en julle ken daai gedeeltes, so gaan nie daarby stil staan nie. Dit gaan ook oor 'n fokus. Dit gaan ook daaroor dat rig jou gedagtes op dit wat jou gaan laat raak sien wat God besig is om te doen, op dit wat jou gaan rede gee om te jubel en te juig. Moenie jou fokus verdeel na al die ander dinge wat die loflied uit jou hart steel, wat hierdie dag van jou steel, hierdie dag wat God gemaak het. Julle kan self Filippense 4 gaan lees. Hoe kan ek vir die vrug van die Gees dra as ek nie in die Here kan tot rus kom en in die Here kan vrede vind en onder leiding van die Gees kan leef met 'n loflied op my hart? Hoe gaan ek liefde betoon en vreugde ervaar en vrede beleef en geduldig wees met ander mense en vriendelik wees met ander mense en al die ander gawes van die Gees wat daar genoem word? Hoe gaan dit gebeur? Want dit is 'n teken. Dis 'n teken dat ek tot rus kom in die Here, dat hy die Here tot my lewe. Dis 'n teken dat ek die Here loof vir hierdie dag, vir die dag wat hy gemaak het. Die feit dat ek onder sy leiding leef. Hebreërs 13 sê vir ons, deel van hierdie lofprysing, en lof en jubeling van elke dag is onophoudelik, soos ons gelees het in die vroegmiddag, onophoudelik te praat en te leef tot eer van die Here. Om dit met ons lippe te bely, sy naam met ons lippe te bely, en om goed te doen en weer 'n deelsaak te wees, sodat mense kan sien, ons is kinders van die Here. En so is daar ander wat jy self nou kan gaan kyk, Kolossense 3, wat vir ons beskryf hoe lyk 'n uitverkore volk van God. So, om te loof, daarmee sluit ons af. Om te loof beteken, dis om te sing van dankbaarheid, en sing beteken nou nie sing. Die sing is met my hart sing, nie soseer met my mond. Om te sing van dankbaarheid en blydskap. Dit is om met God te wandel, onder leiding van die Gees in hierdie dag. Dis om oral waar ek kan te vertel van sy werk wat hy my doen, wat hy die wêreld om my doen. Ook hoe hy vir my sorg, hoe hy my red, hoe hy vir my uitkoms is. Dis om myself te verootmoedig oor my sondes, in die wete en die dankbaarheid dat hy my dit reeds vergeef het. Dat ek 'n nuwe mens is, dat ek elke dag vernuwe word. Dis om te gehoorsaam die klein dingetjies, ook vandag. Om nie toe te laat dat die klein dingetjies my dag steel, en die lof wat aan God behoort steel. Dis om te vertrou vir alles, altyd. En om lief te hê. Dis om genade te betoon aan ander mense, barmhartigheid te bewys, en om vriendelik en gasvry te wees. So kan ons aangaan. Ek sluit af met 2 tekste. Moses het aan die einde van sy lewe vir Israel voor 'n keuse gestel. Hy sê daar, ek het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en die teëspoed aan jou voorgehou. En dan 'n eentjie verder sê hy, ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy in die nageslag kan lewe. En ruk later, wanneer Josua oorneem, dan stel Josua Israel weer vir die keuse. Hy sê, as julle dit nie goed vind om die Here te dien, kies dan vandag wie julle wil dien. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.
as jy jou oë oopmaak teen keuse. Jy kan kies vir die lewe, jy kan kies vir die dood. Jy kan kies vir God, of jy kan kies vir die wêreld. Jy kan kies vir geloof, of jy kan kies vir wanhoop. Jy kan kies vir vreugde, of jy kan kies vir frustrasie. Dit is 'n keuse, maar elke dag is 'n dag wat die Here gemaak het. Elke dag kan ons jubel en bly wees. Stil staan ons voor U vanmôre, Here, en hierdie wonderlike dag wat U gemaak het. Ons weet, in hierdie gebroke wêreld is dit 'n dag vol pyn vir baie mense. En vol hartseer vir ander. En vol swaar kry vir 'n groot deel van die wêreld. Vol bekommernis vir baie. Vol probleme en uitdagings. Vol vrese. Daarom is het kosbaar om te weet dat in hierdie wêreld, met al hierdie dinge, dit 'n dag is wat U gemaak het, wat U by ons lewens voeg, wat die kenmerk dra van U verlossing, die krag, die teenwoordigheid, U sorg, en dat ons daarom kan juig en bly wees. Vul ons harte met hierdie blydskap, rig ons oë op U alleen, voor ons sal oopmaak in die môre, Here. Elke dag, laat ons hierdie vers met ons lippe bely. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ek daarin jubel en bly wees. Amen. Ons eer die Here met ons offergawes.
dan met vers 6 en 7 van Psalm 118. En kyk weer eens baie mooi na die woorde. Dit sal vir julle bekend dink. Kom ons staan. En hy sal jou beskerm. Hy sal tot jou redding verskyn en hy sal jou genadig wees. En hy sal jou gebede verhoor.